Wie mag klim op die heilige berg? Wie mag staan in u heiligheid? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat nie sy siel ophef tot nietigheid en die vals weer nie. Hy sal seën wegdra. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God die Vader deur sy Seun Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Goed, ek nooi ek die onfeilbare woord van Here saam met my oop te maak. En wel daar by 1 Korintiërs hoofstuk 2. Ons lees saam 1 Korintiërs hoofstuk 2. Ons gaan daarvan af die 10de vers. Vanaf die 10de vers met mekaar saam lees tot 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 4. Kom ons lees daar, lees vir die voor. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet wat in die hart verskoon? Want wie van die mens weet wat in die mens is? Behalwe die Gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het julle wel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy ons sou kan onderrig, maar ons het die sin van Christus. En ek, broeders, kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. En ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spyse nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloesheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie, want julle nie na die mens nie. Want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Het ons so ver met die onfeilbare woord van die Here. Ek wil die mans versoek om saam met my te staan, as ons die troonkamer van die Here in gebed naam. Vader, is vir ons 'n wonderlike voorreg om net raak aan die voetbank van die troon te kom bring. Vervolgens die wonderlike voorreg te hê om in u teenwoordigheid te staan, Here. Die heiligheid, die heerlikheid, Here, daardie wonderlike geleentheid om vanoggend, soos Jesaja, geopende hemel te mag sien, die heerlikheid van God te mag aanskou. Here, is die gebed, die begeerte van my hart, dat die hemel en die aarde met mekaar sal kom ontmoet. Dat u met nietige mense soos ons vanoggend sal kom praat, dat die woord duidelik en helder sal wees, dat die woord wat u ook op my hart gedruk het, ook op elke ander hart, inslag sal vind en dat u verheerlik sal word. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier by mekaar te kan wees as gemeente. Dat ons u kan aanbid, Here. Dat ons die voorreg het om vanoggend op u toe te kom en vir u te sê, Here, hier is ons. Hier's 'n nietige groepie mense wat vir u vra dat u Heilige Gees in ons harte sal kom werk. Dankie dat ons kan kom bid vir elke sieke op ons lys, dat u in die groot genade besoeking sal kom doen, sal kom aanraak en sal kom genees. Ja, Here, u is steeds vandag die groot geneesheer, en ek hou u daarvoor ook vas saam met die gemeente vir goddelike genesing. Dankie, Here, dat ons ook kan kom bid
vir hulle wat verjaar hier op die week, dat U 'n wonderlike geleentheid ook vir hulle sal gee, waar hulle ook nuwe dag aan hulle lewe sal kan toevoeg, maar U dan ook vir hulle 'n nuwe jaar ook sal skenk, in 'n jaar wat U vir hulle deurgedra het. En ja, Here, so kan hulle sekerlik vir hulle lewe ook skryf, tot hier toe het die Here vir my gedra. Dra vir hulle ook in hierdie week en staan vir hulle by. Here, vir die omstandighede in ons land, U ken die probleme, U ken dit wat besig is tans op elke gebied, politieke gebied, op die sosiale gebied. Here, daar waar ons kinders gevang word, met soveel gemors. Ag Here, daar's nie 'n ander woord nie, daar's ander woorde wat ou sekerlik kan gebruik, maar ons kinders is vasgevang in pornografie, ons kinders is vasgevang in verkeerde verhoudings, ons kinders is vasgevang waar daar nie godsdiens in hulle huise is nie, daar geen begeerte is na God nie, omdat hulle dit nie ken nie, dat daar 'n geslag opgestaan het wat U nie geken het. Here, ons kom bid. Ons kom bid vir hulle wat weens omstandighede hulle self moet oorgee aan allerlei dinge in hierdie land, waarin mense hulle lewens so beheer, dat daar geen uitkoms feitelik is. Here, dat mense se geestelike oë sal oopgaan, dat hulle besef, hulle het U nodig. Dankie Here dat ons kan bid vir redding van kosbare siele. Ons kan bid dat U die kinders van God sal kom heilig, sal kom reinig, sodat hulle ook diensbaar vir U saak in die koninkryk mag wees. Ons staan hier by ons stop, verheerlik U self in ons midde, en U kry die eer van ons harte. Amen. Liewe ek wil vanoggend as skrif van oordeenking aan U voorhou 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 11. Want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Wil ek 'n tema aan hierdie boodskap dan ook volgend kom koppel en sê, ondersoek jou hart. Ondersoek jou hart. Nou wat ek basies maar volgend ook gaan doen is, maar net op 'n ander manier aan U toon, dit wat Dominee Frikkie dan ook in hierdie tyd ook aan U gewys het. Waar Dominee Frikkie sekere dinge aan U uitgewys het, gaan ek volgend ook maar net kortliks by dit stil staan, dat ons net ook kan sien, waar staan ek met die Here? Hoe lyk my hart voor die Here? En is dit ook dan God wat vir ons leef? En veral as ons kyk daar in die woord, dan sê dit vir ons baie duidelik, en ek wil dit graag daar in Jeremia, hoofstuk 17, wat so welbekende gedeelte is, net hierdie paar woorde, dan ook vir U voorhou. As ek dan sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Wat sê dit van my hart? My hart kan my ook bedrieg. My hart kan my verlei. Ek kan sekere dinge, kan ek dink, waarin ek net besef, maar weet jy wat? Ek is nie eerlik met my eie hart nie. En dan kom sê dit verder. Ek, die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Daarom wat die woord van die Here ook vir ons sê in Hebreërs, hoofstuk 9, dat ons bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Hierdie hele gedagte wat hy dan ook hier sê, dat hy aan elkeen gee na sy weë. Hoe ek geleef het, hoe ek gehandel het voor die Here, dat ek wat daarvoor loon sal ontvang. As ek ongered geleef het, gaan ek ongered sterwe. As ek gered geleef het, sal ek gered sterwe. As ek geheilig geleef het, sal ek geheilig sterwe. En daarom dat die woord van die Here, as ons kyk in 1 Korintiërs hoofstuk 2 en hoofstuk 3,
Dan kom hy praat van hierdie harte net op 'n ander manier. En hy gebruik ander woorde. Wat is die woorde wat hy gebruik? Hy gebruik die woorde soos dit hier kan sien. 'n natuurlike mens. Daai mens waar deur Jesus Christus buitekant is en daai persoon heeltemal oorgegee is aan homself. Dan kry jy die vleeslike mens, hulle wat tot bekering gekom het, Jesus Christus in die hart, maar hy is nog in beheer van sy lewe. En dan kom ons by die geestelike mens waar die Here Jesus Christus inkom, waar hy op die troon is, waar die hart gereinig is en waar ek ten volle oorgegewe lewe aan die Here kan leef. Nou, hoe lyk hierdie harte? Soos ek gesê het, daar's 'n goddelose hart en gaan ek 3 gees gebruik om dit aan ons te wys volgens. Die goddelose hart, die geredde hart, maar ook die geheiligde hart. So die 3 gees volgens, die goddelose hart, persoon wat ongered is, dan die geredde hart, is daai een waar Jesus Christus ingekom het, maar die mens nog in beheer van sy lewe is. En dan kom ons by die geheiligde hart, waar Jesus Christus op die troon van my hart en van my lewe is. Dieselfde boodskap wat Dominee Frikkie gebring het, maar net op 'n ander manier vanoggend. Hier ander skrifgedeelte wat dit ook vir ons dan uitwys. Nou, as ons dan moet sê, hoe lyk hierdie harte? Hoe kan ons hulle onderskei? Hoe gaan ek weet in watter kategorie ek vanoggend val? Watter hart het ek vanoggend voor die Here? Dan is dit uit die woord van die Here wat ek vir u wil wys, dat een van hierdie 3 harte wat hier voor is u hart. Een van daardie 3. En uit dit wat ek aan die voorhou sal u self kan sien, waar val ek in die woord van die Here, en watter hart die Here vir my ook wil wys. Laat toe dat die Here vanoggend sy toetswerk kan kom doen. Laat toe dat die Here kan kom openbaar hoe lyk my hart voor hom, sodat ek ook eerlik en opreg voor die Here ook mag staan. Nou die ongeredde hart, as ons na hom moet kyk en ons sien waar staan hierdie persoon met die Here Jesus Christus, is dit die heel eerste prentjie wat hier op die bord is. Ons sien hierdie persoon is in beheer van sy eie lewe. Dat dit vir hom baie draai rondom sy gesin, sy vriende, sy werk, sy sport, sy godsdienst, sosiale lewe. En so kan ons baie dinge by gaan sit. Ons kan talente bysit, ons kan allerlei dinge gaan bysit by hierdie persoon se lewe. En kyk mooi wat ek vir u wys op hierdie bord vanoggend. En dit is dat hierdie persoon het net godsdienst. Maar hy het nog nie die God van die godsdienst in sy lewe nie. En ek het op 'n stadium met u gepraat oor die skaapkraal. Van 4 persone wat nog steeds buitekant die skaapkraal is. Mense wat selfs kerk toe gaan, hulle werk in die kerk en hulle doen allerlei dinge vir die kerk, maar nog nooit by 'n plek in 'n geestelike lewe gekom waar hulle Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem het. Hulle is persone wat net godsdienst in hulle lewe het, maar dit is nie die God van die godsdienst in hulle lewe. So, hierdie persoon is ongered. En as ons kyk, wat is die terme wat die woord van die Here vir daardie persoon gebruik, dan sien ons dit baie duidelik in 1 Korintiërs 2 vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. So wat sê die woord van die Here? Hoe lyk hierdie mens aan? Dis 'n natuurlike hart. Nou as ons kyk na die natuurlike hart, wat Paulus dan ook hier verduidelik, wys dit vir ons die stand van hierdie mens. En wonderlik hoe die woord van die Here dan ook dit vir ons kom uitwys. As die Here dan ook daaroor praat en hy kom sê vir ons, hy het nog steeds 'n dierlike instink.
Eintlik skrikwekkend om nog daaraan te dink. Daardie luste van die wêreld is nog deel van sy lewe. Dit beheer nog sy lewe. En dit dryf vir hom. En hy soek na hierdie dinge in sy lewe. Die dierlike instinkte is die toestand van die natuurlike mens. Hy sonder daardie herlewende genade van die Gees van God. So wat ek eintlik maar net in kort daardeur wil sê is, hy het nog net nie tot bekering gekom nie. Hy is ongered. Hy ontvang nie die dinge van die Gees van God nie, want hy verstaan dit nie, hy begryp dit nie. Kyk wat sê die woord van die Here in vers 18 van 1 Korintiërs 1. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Paulus praat van hierdie krag. Hy verwys daarna. As hy sê die evangelie het daardie krag werking in en deur my lewe dat hy nuwe lewe in my kan kon skep. Maar in die ongeredde verstaan hy dit. Daardie krag het nog nie in sy lewe plaasgevind nie. Hy is nog nie uit die duisternis gered na die wonderbare lig nie. Hy is nog op die breë weg en nog op die smal weg kom. Is iemand wat nog in die duisternis is, verlore, op pad na 'n ewige, verdoemende hel. Iemand wat nie verlange daarna het. Die woord van die Here sê, daar is niemand wat God soek nie, selfs nie een. So wat moet gebeur? Die Gees van God moet in my hart lewe kom skep. Hy moet my 'n begeerte kom skep. Hy moet vir my 'n verlange kom skep. Hy moet my 'n bewuswording dat ek verlore is kom skep. Want wanneer daar 'n bewuswording is, weet ek is verlore, ek het iemand nodig om my te kom red. Hierdie persoon leef nog in die wêreld. Daarom is hierdie geestelike dinge vir hom nog dwaasheid. Die woord van die Here sê, terwyl hy in hierdie dierlike toestand is, kan hy die dinge van die geestelike nie verstaan nie. Hy kan dit nie onderskei tussen dit wat reg en dit wat verkeerd is. Hy het geen geestelike verstand wat dit vir hom sin maak. Soos ons vanoggend te mekaar moet sê, wat is die kenmerke van so 'n persoon? Dan is daar seker uitstaande kenmerke, en ons kan nog baie hierby gaan voeg, wat die woord van die Here vir ons sê, maar ek wil 'n paar kom uitlig. In die eerste plek, so 'n persoon is nog ongered. Jesus staan buite. Jesus is nog nie in daardie persoon se hart nie. Dit is by hom wat Jesus nog kom, en soos Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Waar is Jesus by so 'n persoon? Buite. Hy's nog ongered. Jesus klop nog aan daardie hart van daardie persoon. Die woord van die Here sê, hulle het die duiwel as vader. Ons het dit hoeveel keer hier in die afgelope week gehoor. Daar so in Johannes 8:44. Julle die duiwel as vader, die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. En hy vertel leuns van die begin af. Hy is 'n mensemoordenaar. Hy wil nie dat mense gered moet word. Maar ongelukkig, hierdie persoon wat ongered is, en die duiwel nog as vader. Hy is nog onder Satans mag. En hy moet nog verlos word van hierdie Satans mag. En dit is wat God in sy lewe wil kom doen. Hierdie natuurlike lewe sê Johannes 10 vers 26. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Soos ek vir julle gesê, my skape luister na my stem. En ek ken hulle, en hulle volg my. So wat sien ons van hierdie persoon wat ongered is? Hy volg nog nie Jesus Christus. Hy ken nog nie die stem van die Here Jesus Christus. Hy wil nog geroep word, sodat hy kan reageer op die stem van God. Hierdie persoon is geestelik blind. Die woord van die Here is baie duidelik. Dit wat ons hier gelees het ook.
as hy na hierdie natuurlike mens ook verwys. Hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, hy verstaan dit nie. Sy verstand moet nog oopgemaak word, sodat hy dit kan verstaan. Hierdie mens moet nog tot bekering kom. Mattheus 23 vers 26 sê, blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon. Hoe sê hy vir hulle? Blinde fariseërs. Julle sien nie waar die probleme en die probleme is in die harte. Julle harte moet nog gered word. Julle moet nog by Jesus Christus uitkom. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. So baie mense het hierdie uiterlike teken. Ek is so betrokke by die kerk, ek is besig met al hierdie dinge. Maar hier binne in die hart is daar nog vuiling. Is daar sonde wat daar gesetel is. Dinge waarmee hierdie persoon nog nie wil breek nie. Hy is nog lief vir die dinge van die wêreld. Hy is in die kerk net op Sondag, net om sy gewete te sis, om te sê ek was daarom by die kerk. Maar voor die Here nog ongered. Vleeslik. Dit is hierdie gedagte wat die woord van die Here dan ook gebruik. Hierdie dierlike instink. Hierdie persoon word gelei deur hierdie wêreldse dinge. Hy is nog in die duisternis vasgevang en het 'n verdorde hart. 'n Bedrieglike hart. Waarom jy nog hierdie ou wêreld dien? Die dinge van die wêreld. Dis die eerste hart. Hierdie ongeredde hart, soos ek sê, daar sekerlik nog baie dinge wat ons daarby kan voeg. Maar as ons kyk na die tweede hart, daardie hart waar Jesus Christus reeds ingekom het, dan sien ons maar in hierdie persoon, en jy kan sien wat ek dan ook hier gedoen het. Ek het godsdienst vervang met Christus. Want hierdie persoon het by die Here Jesus Christus uitgekom. Hierdie persoon het onder sonde oortuiging gekom. Hierdie persoon het besef, ek moet buite myself, moet ek my redding soek, ek kan myself nie red nie. En hy Jesus Christus in sy of haar hart daar ingenooi. En hierdie persoon kan getuig van 'n dag in sy na haar lewe, by daardie plek, soos Jonah kan sê, daar het die Here my ontmoet. Soos wat daardie man daarso wat die besetene was, wat gesê, daar by Gadara by die grafte, daar het die Here met my ontmoet. Sakkeus kan sê, by daardie boom waar Jesus gesê, kom maar, ek moet vandag in jou huis bly. Daar het ek met Jesus ontmoet. Daardie vrou by daardie put, kon gesê, daar by daardie put, het 'n ontmoeting met Jesus gehad. 'n ware ontmoeting met God. Kan 'n getuienis daarvan gee in ons harte, dat het met Jesus 'n ontmoeting gehad het. Het jy daardie getuienis? Maar hoe lyk hierdie persoon se lewe? Dit draai maar nog steeds rondom dieselfde, die gesinslewe, die werk, die sport. Christus kom maar ergens in daardie persoon se lewe. Christus is nog nie sentraal in daardie persoon se lewe nie. Nog steeds die sosiale lewe, die vriendelewe. Al hierdie dinge wat daar is, maar nou net waarom het daai plek uitgekom, waar hy Jesus Christus as verlosser en zaligmaker ontmoet, waar hy die stem van die Here nou leer ken, waar hy Jesus as verlosser en zaligmaker aanvaar het, en nou agterop aanloop, hy is 'n disipel van Jesus. Maar hoe beskryf die woord van die Here daai persoon? 1 Korintiërs 3 vers 1. En ek, broeders, kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. So wat het gebeur? Hierdie persoon, Jesus Christus, aanvaar as verlosser en zaligmaker, Jesus het in sy lewe gekom. Maar daar sekere eienskappe in sy lewe, soos Paulus ook vir ons uitwys, waar hierdie persoon 'n vleeslike mens is. Hy is nog nie daar waar God vir hom wil hê. Hy is nog nie op die standaard waar God vir hom wil hê. Die probleem is, Paulus sê, dat hulle nog soos klein kindertjies is. Hulle moet nog steeds aangemoedig word om hulle Bybel te lees.
Hulle moet aangemoedig word om te bid. Hulle moet aangemoedig word om by daardie plek te kom, waar daardie kerkbywoning vir hom 'n opgewonde blydskap is, dat hy soos Dawid kan sê, dit was my aangenaam geweest, wil vir my sê, ons moet opgaan na die huis van die Here. Hy hou ander verantwoordelik vir sy geestelike groei en toestand. Hy is op daardie stadium van waar hierdie self, die eie ek nog groot is, waar die eie ek in beheer van sy lewe is. Vleeslike begeertes lei hom nog. Die dinge van hierdie wêreld lei hom nog. Hy het nog steeds 'n begeerte daarna. As jy kan onthou, laas jaar het ons by die Pinkstertyd daaroor gepraat. Oor die Egiptiese lewe, die Rooi See, redding. Toe beland daardie persoon in die woestyn. En in daardie woestyn het ons baie verskillende dinge gesien, van 'n val en 'n opstaan lewe. Maar hierdie persoon, dan is hy op die kruin van sy geestelike lewe, in die volgende oomblik is hy daaronder. Hy het 'n val en 'n opstaan lewe. Hy het nie 'n oorwinnende lewe in sy of haar geestelike lewe nie. Verwandel na die vleispotte van Egipte, na die dinge van die wêreld. Wil hom nog warm maak met die vure van die wêreld, soos wat Petrus dan ook gedoen het. Waar het Petrus se afval dan ook gekom? Waar het hy daardie wonderlike geleentheid, waar hy geestelik op die regte plek met Jesus kon gewees het, dan ook verloor? Dit het daar begin. Die tuin van Getsemane, toe in die slaap geraak. Wat gebeur volgende? Johannes gaan haal vir hom en hy kom daar in die voorplein, daar waar Jesus Christus dan ook was. Wat het hierdie man Petrus gesê? Ja, ek sal u nooit verloor nie. Miskien hierdie disippels, Here, miskien hierdie disippels, maar ek, nie ek. Wat gebeur? Jy was oop. Ek ken die man nie. Daar in die winkel sê toe, Gees van God vir jou oortuig, praat met hierdie man, praat met hierdie vrou. En ek bly stil. As ek maar net soos Petrus wat die Here Jesus verloor, sê ek ken hom nie. Ek was nie saam met hom. Hoeveel keer verloor ons nie die Here Jesus Christus in ons lewe nie? Maar die Gees van God my oortuig van dinge in my lewe en ek handel nie daarin. En dan sê ek vir die Here, ek sal nie nooit verloor nie, maar net die volgende oomblik, dan staan ek voor die toets en ek dop daai toets. Onrein hart is die woord wat gebruik is in hierdie tyd. Wil my warm maak op by die vuur van die wêreld. As ons dan moet kyk hoe lyk 'n kenmerk van so 'n persoon, dan sien ons dat hierdie persoon is gered. Hy's 'n klein kindjie. En wat ons daarmee bedoel is, kyk maar hoe 'n klein kind is. En ek dink ook Brendan en jammer ou Jaco is nou nie vandag hier sal daarvan kan getuig. Wanneer daardie kinders klein is, en jy sit speelgoed voor hulle neer, dan sit maar net 'n maatjie daarso. En daai maatjie moet probeer om sy of haar speelgoed te vat. Wat doen hulle? Myne! En hulle begin 'n tantrum te gooi, omdat hierdie persoon daai goed van my wil vat. En Petrus sê dis, Paulus sê dis presies wat in die gemeentes gebeur. Moenie my eer steel nie, moenie my ring steel nie. Wanneer die dominee so besig is en sy gedagtes is by ander dinge en hy groet my nie, die dominee het my nie volgend gegroet nie, so hy's kwaad. En ons doen met klomp goedes in ons lewe rondom oor mense. En ons kom nie by daardie punt. En kan ek die illustrasie van dominee Frikkie gebruik, waar ek die fokus op die water plaas. Nou die wat hier was nie die illustrasie ken nie. Is daar 'n man gekom en hy vir die dominee gesê, dominee, ek gaan uit hierdie gemeente.
Dominee vra vir hom hoekom. Hy sê, want hierdie is op sy selfoon besig, en daai ou doen dit, en daai ene doen dat, wanneer die diens aan die gang is. Die dominee sê, voordat jy gaan, wil jy vir my guns doen? Sê, vat hierdie glas water, loop jy 'n paar keer rondom die kerk. Die persoon doen dit. En hy sê vir hom, goed, het jy die water gemors? Hy sê, nee, nie water gemors nie. Die fokus was die hele tyd daar. Hy sê, terwyl jy daar so was, en jy na daardie glas water gekyk het jy iemand gesien op 'n selfoon, Peter? Sê, nee, dominee, ek het na die water gekyk. Weereens, het jy gesien hoe tannie Pietie en tannie Sarie met mekaar skinder? Nee, dominee, ek het na die glas water gekyk, wou nie mos. Hoeveel keer is ons nie besig om na mense te kyk en ons wil mense die skuld gee vir ons geestelike agteruitgang, omdat ons fokus van die Here Jesus Christus afgehaal het, terwyl die woord van die Here vir ons aanmoedig, as hy vir ons dan sê, daar in Hebreërs, kan ek dit vir u lees? Daar in Hebreërs hoofstuk 12 vers 1 en vers 2. Daarom, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, wie is hierdie wolk van getuienis? Al daardie geloofshelden in Hebreërs hoofstuk 11, hulle wat al reeds afgesterf het, hulle wat vir ons wonderlike voorbeelde nagelaat het. Laat ons ook elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hoe gaan ons dit doen? Om te kyk na die oom en tannie op hulle selfoon? Om te luister na die skindertonge? Nee, hy sê met die oog gefestig op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Dis hoe ons dit gaan regkry. Maar nou ons besig met allerhande, jammer vir die woord, nonsens. En ons kom nie by die plek waar God vir ons wil hê. Ons kom nie by geestelike volwassenheid nie. Ons is geestelike kindertjies. Hoe maak ons? As ek nie my sin kry, dan wil ek sommer loop. As ek nie my sin kry, dan wil ek sommer allerhande dinge doen. En ek wil 'n beheer wees. Sien, ons sit nie by die kinders nie. Daar by die skool kan jy onthou. As die maatjies nie gespeel het wat u wou gespeel het nie. Wat het jy gesê? Man, jy is nie meer my maatjie nie. Het ons dit gedoen? Ja. As ek 'n speletjie opgee, en hulle wil nie 'n speletjie speel nie, ag, ek speel nie meer saam nie. En ek gaan sit daar aan een kant met so dik weg. Dink jy dit gebeur in die kerk? Geestelik onvolwasse, vleeslike mense. Optrede en handelinge getuig van hierdie kinderlike gedrag. Want die volwasse gedrag is verby daardie self. Daar's eensgesindheid, ons wil saamwerk. Hoe gaan ons hulle ken? Wat is die kenmerke van so 'n persoon? Hy's gered. Hy's nie meer daar vir jou klein kindjie, of hy's nog 'n klein kindjie. Hy is 'n nuwe skepsel. Die Here het hom nie kom maak, soos wat 2 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Maar die probleem by hierdie persoon nog, die eie ek is in beheer. Hy het 'n val en hy het 'n opstaan lewe. Hy het nie 'n oorwinningslewe nie, soos Romeine 7 vers 15, 19 en 20 sê. Want wat ek doen, weet ek nie, en wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie. Maar die sonde wat in my woon. So, nou kom ons agter hier's 'n probleem.
Wat is hier die probleem? Hierdie jaloesie, twisgierigheid. Ons sien dit in kinders van die Here se lewens, oprukkerigheid, nie meer. Soos Kolossense 3 vers 8, vir ons sê, maar nou moet julle dit ook alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Dan gaan hy verder, lieg nie vir mekaar. Kinders van die Here vir mekaar lieg. Ja. Wanneer ek 'n verskoning aanbied, en ek gebruik maar net hierdie verskoning, want ek wil nie eintlik nie. Dis soos een Engelse woord wat sê, that the excuse is a scheme of a reason filled with a lie. Hou my verskonings voor God regtig waar. En ek het weer sê, excuse is a scheme of a reason filled with a lie. Sit maar net om daardie lewe, 'n soetsappige storie, om dit mooi te laat. Maar binne my hart weet ek het vir daai persoon gelieg. Ek wil. Maar ons kom by die laaste persoon. Jy sien ek het heeltemal 'n ander prentjie hierso. Hoekom? Want hierdie persoon se lewe is nou God gesend. Alles draai rondom God. My huisgesin, my werk, my godsdienst, my stokperdjies, my sosiale lewe, my besittings, my vriende, my talente, en so kan ek aangaan. Die Here is nou in beheer. Is oorgegee aan hom. Nog 'n ander manier om dit te wys. Jammer oor daardie wat hy so uitgegooi het. Maar doen nie verkeerd daarna verwys, ek het nou net vir jou bepreek. Daai waterdruppel, hy is in die senter. God is in die senter. En alles in rondom. Hierdie rimpeling effek. My gesin, my besittings, my werk, my sosiale lewe, sport, vriende, en wat jy ook al wys. God beheer dit in my lewe. Nou beskryf Paulus dan hierdie persoon 1 Korintiërs 2 vers 15, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel. Die geestelike mens, hoekom? God is in beheer, hy is in die senter van my lewe. Die senter van my lewe. Wat beteken dit? Hierdie persoon is geheilig, hy het agtergekom. Jesus inwoonde sonde, het die Here vertrou. Here kom reinig my hart. En alvorens God my hart kan kom vul met sy Heilige Gees, moet hy eers in my kom reinig. So baie mense bid, Here kom vul my met die Heilige Gees, maar soek nie 'n rein hart. Hy is bereid om alles op die altaar te plaas. Wat moet ek doen? My al is op die altaar en wagtend op die vuur. Het Isak van daardie altaar afgeklim, toe Abraham daardie mes vat om hom te deurboor. Dat ek soos Isak sal wees, myself gewilliglik op die altaar plaas. Gewilliglik vir die Here sê, Here, hier is my offer. Ek gee my alles oor, kom reinig my hart. En dat ek soos Paulus kan sê, Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in Jesus Christus. Nie meer uit my self. Wil ek die kenmerke van daardie persoon. Paulus sê geestelik volwasse. Hierdie ou klein goedjies, hierdie ou simpel goedjies, gaan my nie meer affekteer. Die krag van die Heilige Gees is in sy lewe teenwoordig. Ek is 'n instrument nou in die hand van die Here. Ek kan siele bereik vir die koninkryk van God.
my gebedslewe, is daar nuwe krag en nuwe ywer in. Dis vir my 'n verlange om in die teenwoordigheid van God te verkeer. Daar's krag in my gebed, wanneer ek bid vir kosbare siele, bid ek deur die Here kom red 'n kosbare siel. Wanneer laas het jy so gebid, dat die Here 'n kosbare siel moet red, en die Here kom red daardie persoon? Wanneer laas is ons op daardie plek, in my geestelike lewe, waar ek kon gesê, soos daardie man van Skotland, give me souls or I die. Here stuur siele op my pad, onderstel my. Wanneer is ons by daardie plek in ons geestelike lewe, waar ons werklik toegewy is aan God, en kan bid, Here, gee vir my 'n siel. Is ons bekommerd oor siele? Is ons bekommerd oor verlore gaande siele, dat ek bereid sal wees om my eie ek op die altaar te plaas, om daardie persoon vir die koninkryk van God te wen? Die Gees van God is in beheer van my lewe. Ek het by daardie plek gekom waar ek Here vertrou het vir 'n rein hart. Baie plekke in die Bybel, ek gaan nie doen die Frikkie se boodskappe herhaal nie. U kan maar na al die boodskappe gaan luister. Vervul met die Heilige Gees, nadat die Here die hart gereinig het, en dan die vrug van die Heilige Gees. En as die Here se wil daarby is, in die komende weke wil ek 'n bietjie praat oor die vrug van die Heilige Gees. Hierdie persoon vind dit maklik om mense te vergewe. Hoekom? Want ek het self hierdie vergifnis in my lewe ervaar. Voortdurende belydenis, soos die Gees van God oortuig, is hierdie persoon begeerte. Here, ek wil ruim voor U staan. Ek wil aflê alles wat daardie las is, alles wat keer, alles wat maak dat hierdie wet op die volheid gehardloop kan word nie. Here, ek wil in die regte verhouding met U elke oomblik wees, dat as U my moet kom haal, dat ek soos daardie bruid sal wees met daardie wit kleed. 'n Gedissiplineerde lewe, 'n diensbare lewe. Tot watter mate is ek diensbaar vir die koninkryk van God? By hierdie persoon is God eerste prioriteit. Dan kom hy werk, dan kom hy huisgesin, dan kom al hierdie ander dinge wat onder die beheer van God staan. Liewe toehoorde, waar staan u met God vanoggend? Ons het gesien, die 3 harte, hierdie persoon, Jesus is buitekant, hy is nog in beheer van sy eie lewe, hy het nog nie begeerte en verlange na Jesus nie. Dis by daardie ene wat Jesus kom klop en vir ons sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my sê moet, en die deur oopmaak, dan moet 'n handeling wees. Moet my hart se deur oopmaak, sodat die Here Jesus Christus deur sy Gees kan inkom. Wanneer hy inkom, dan sien ons dat hierdie persoon nog vleeslik is, tot sy eie begeertes, tot sy eie verlange. Hy is nog in beheer van sy lewe. Nou en dan laat hy God toe om sekere dinge van sy lewe te bestuur, maar alles is nog nie onder die beheer van God. Hierdie persoon besef, die probleem waar hy sit, is 'n onreinigde sonde in sy lewe. Liewe toehoorde, hoor mooi wat ek sê. As ek sonder kerk toe kom, is ek ongehoorsaam aan God. As ek nie bid hier toe kom nie, is my moontlik. Hoor mooi wat ek sê, as dit vir my moontlik is. En ek kom nie bid hier toe nie, is ek ongehoorsaam. Die woord van die Here sê baie duidelik, julle moenie julle onderlinge byeenkomste versuim nie, so opdrag wat God gee. As ek dit nie doen nie, en is vir my moontlik, en ek doen dit nie, is ek ongehoorsaam. Dis sonde in my lewe. Wanneer ek nie getrou is in my gebedslewe nie, is dit sonde in my lewe. Wanneer ek nie getrou is in baie dinge wat die Here van my vra nie, is dit sonde in my lewe. Dinge wat die wêreld nie vir jou sal sê, en wat baie ander kerke nie vir jou sal sê. Sonde is sonde by God. Of dit klein is en of dit groot.
Of dit nou 'n klein leentjie is wat ek vertel, of 'n groot leed wat ek vertel. Sonde by God is sonde. Ons kan nie daar verbykom nie. Dit verhinder ons in ons geestelike lewe. En dan moet ons besef, dit is hierdie dinge wat my onderruim maak. Dis hierdie dinge wat uitgehaal moet word. Dis hierdie dinge wat ek na die kruis toe moet vat. Dis hierdie dinge wat ek na die bloed van Jesus Christus toe moet vat. Want die bloed van Jesus Christus, hy sê, reinig van alle sonde. Dit moet gee vir my 'n reinig. Dit plaas God in die beheer van my lewe. Nou sy beheer van my gesinslewe, vir die manne in besonder, daar die vroue wat ongelukkig alleen is, God is in beheer van alles in my lewe. Daar die wie se mans weggeneem is. Maar daar waar God jou nog in beheer plaas as man van jou huis, God moet in beheer is van jou gesin. Juist die ene wat die tyd moet reël dat daar huisgodsdienst gaan. Juist die ene wat moet reël en sê, ons gaan vandag kerk. Juist die ene wat moet beheer neem en sê, maar God is in beheer van my lewe. En as hy dit nie is, dan moet ek besef, dis waar ek nog met God staan. Ek is 'n vleeslike mens. Maar om 'n oorgegewe lewe te leef, onder die beheer van God, mag die Here vir ons help, dat ons by daardie plek sal kom, as ons nog nie daar is, die Here te vertrou vir 'n rein hart, vervul met sy Heilige Gees, waar ek diensbaar en bruikbaar in die koninkryk van God mag wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie dat ons daarna kon geluister het en dat ons ook op 'n skematiese voorstelling kon gesien het. U lig my hart voor U. Here, is die gebed van my hart dat U werklik in ons hart en ons lewens sal kom werk, dat U hierdie prent by ons sal kom ingrafeer, sodat ons voortdurend mag sien, waar staan ek in my verhouding met U. Here, help vir ons om die Heilige Gees toe te laat, en ons harte te kom deursoek en ondersoek, sodat ons kan sien, hoe staan ek voor die lewende God. Mag die genade skenk, om werk in ons hart en ons lewens. Amen.